Welkom terug by die Groot Ontbyt. As deel van, kan ons nou maar sê, 'n gesondheidsmaand vir mans, nee? Ja, is 'n ou gunsteling hier by die Groot Ontbyt weer terug om met ons te gesels, Dr. Chris van Straaten, die wêreldgesondheidsadviseur vir kliniese bestuur by internasionale SOS. En ons praat vanmôre oor kanker by mans spesifiek en hoe dit voorkom, word ons bewus daarvan op die regte tyd, diagnoseer ons dit vroeg genoeg, gaan ons vir ons toetse betyds. Goeiemôre Chris. Goeiemôre en lekker om weer op die skou te wees. Dis lekker. Chris, there's a couple of things that we have to talk about first when we speak about men and cancer, the terrible cancer. We have to talk about the fact that men generally don't screen themselves early enough. There's always we'll talk about the stigmas and the different types of cancers, but daar's 'n hardkoppigheid by mans meeste van die tyd. Ja. Ja. Ek wil 'n persoonlike storie vertel. Ek hope you don't mind. My pa was 'n verskriklike oulike mens, Ampie van Straaten. Ampie het Pendoring eiendomsbeperk geskryf, Pendoring en Kie en Pendoring en Seun. En hy het saam met oulike mense gewerk, soos Nathaniel of DJ Opperman. En as kind was ek so great om al hierdie mense om ons te hê en stories te vertel. Maar Ampie was ook 'n bietjie van 'n hardkoppige man. Want toe ek 'n tiener was, het my ma so 'n lamp hier onder sy arm gevind. En ek onthou dit eintlik te goed. Sy het gesê, Ampie, hier's 'n lamp, gaan sien asseblief 'n dokter. Maar hy was soos, nee, maar met tyd gaan weg, nee. Jo, so 18 maande later is daar nog 'n lamp, maar hy sit hier in die keel, of in die nek. Toe het hy dokter gaan sien. Toe het hulle bevestig, dis nou limfoom, non-Hodgkins. En ek sou musiek in Stellenbosch gaan swat het, maar nou sê die dokters vir ons, nee, kyk, jy het maande, dalk. Sure. So ek sê, okay, nee, ek gaan nie gaan swat nie, ek bly net hier, en ma en Chris sorg vir pa, en hy is deur chemo, deur operasies, maar as jy kanker te laat vind, is dit in die longe sprei, of in die bene in, of in die lewer, dan is daar min wat jy kan doen. So ons het Ampie verloor, dit was 29 April 1997 en ek was omtrent 20 jaar oud. Ek is nou 49 en daai ding stap staan nog met my. Want ek het eers musiek geswat, toe swat ek medies. En toe ek medies geswat het ek iets besef. As my liewe pa daai dag of daai week daai lampie gaan toets het en hulle daai kanse geïdentifiseer het, is daar 'n kans dat hy nog saam met ons hier gesit het en saam geskryf het. So dis nog al 'n ding en ek moet sê as dokter wees, as man wees, ek het my beste vriend in 2017 verloor aan longkanker. Ek het een van my kollegas onlangs verloor aan borskanker. Mense, dis 'n ding. En ons moet regtig vir mekaar sorg en mans is hardkoppig. So ons moet ek smeek vir almal asseblief dit kan nie skade doen om te laat toets nie. En ons weet met meeste van die kankers, as jy die dan vroegtydig vind, dan is jou kans van behandeling en die ding Suksesvol behandel, baie groot. ja, word 'n groot ding. Behalwe vir soos wat jy en Pierre nou sê, hardkoppigheid. Wat se ander, jy weet, barriers is daar om die early screening, the prevention of early screening vir mans spesifiek en dalk mans in Afrika? Wat is daar in plek? Wat keer mans om vroeg te gaan? Ja, presies. En kyk, van die goed het ek nie 'n antwoord vir nie, want 'n man is 'n man. Nee, maar hier's 'n ander ding, kyk, om man te wees, to be a man in my mind, in my kop, is 'n ding van ek wil sterk gesond kan wees, sodat ek vir my familie Responsible kan wees, dat ek 'n verskil in my lewe, in my familie se lewe en die groot that I can make a difference. Well, folks, you can only do that if you, I'm not saying you can only do it if you're physically fit and healthy. I'm deaf en ek het arthritis en ek maak nog steeds 'n verskil. Maar you need to have your ducks in a row, whether that's physically, financially, so that you can make impact on this world. And I do know with a lot of men in my own circle, is daar geneiging om, ek kan dit volgende week doen, ek gaan 'n bietjie uitsit. En ek dink veral as dit nou maar goed is daar onderkom, soos
genitalia. Prostaatkanker en dis meer is mans baie voor bang. Ja, Dis 'n feit. Ons is almal bang daarvoor vir die toetse. Maar in Suid-Afrika, veral in ons swart, in the depending on the genetic lineage, black men are most at risk of prostate cancer. Wow. But because also we were speaking earlier about if you haven't been educated about symptoms and signs, if you don't have easy access to a clinic where you can get testing with a PSA or a rectal exam, or get that MRI scan if they now think there's a possible need for biopsy. Very late presentation, and if it presents late and it's in the liver or the spine, then it's finished. But here's the thing with prostate cancer too, it's often a very slow growing cancer. So sometimes you just need to keep an eye on it. And if you're elderly, you don't actually, depending on the type, there's many different types. Just like breast cancer, I used to, before I studied medicine, I thought breast cancer was breast cancer and then you got treated and you were over it. Maar dis verskillende tipes. Ja. En dit hang af van die gene en hoe daai liggaam gaan reageer met die chemoterapie, selfs met prostaatkanker. So as jy vroeg kan vind en vroeg behandel, kan jy nog steeds 'n volle lewe lewe. Jy praat nou van chemo onder andere. 'n Mans is behalwe wat ons bang is vir die ondersoek, ons is bang vir die behandeling. Ek bedoel, Ja. wie wil nou in jou kar klim en nou hospitaal toe ry vir 'n toets? Man, ek het beter goed om te doen. But there's a fear around chemo as well. Ja. People still think it's that terrible journey, that sickness, that illness, constant the whole time. In most cases that is not true anymore. Ja, nee, en is baie waar. Ek dink terug toe ek student was longkanker tickets. Dit was tickets. Ja. Longkanker is 'n bietjie soos prostaatkanker en dat jy gaan dit nie besef nie, die simptome kom heel later. So dit kan jare of maande wees voordat jy nou besef ek het 'n probleem, ek moet nou getoets word. En as jy nou borskanker opgedoen het of longkanker, dan was dit klaarpraat. Met die nuwe tegnologie, these biological medications. Is besonder. So ek het nou een pasiënt 2 jare terug gediagnoseer. Hulle het een lop van haar regte long verwyder. Begin met die chemo en die immune modulator. En sy stap nou, ek dink sy het nou die otter klaar gestap en sy is nou besig met hierdie groot stap in die Cederberge en sy is fiks. So nee, die wetenskap het verander. Ons insig het verander, maar die mense kop en hart bly nog bietjie hardkoppig. Sukkel om saam te kom. Is this only a problem in South Africa and Africa, or is it across the world that men don't speak? Or do the stats look slightly different elsewhere in the world? They do look different. That's a really good question and an astute question. So in the United States of America, prostate cancer is very prevalent, but it's more prevalent in the African American, so Americans of African descent. But the same kind of stigma exists. But in America, alles wat jy kan toets. Ja. Elke toetsie en MRI en Die masjiene is daar. ja, dan toets hulle en hulle oor the survival rate in America for men with cancers, especially things like testicular, prostate, colon, is extremely high. Oh, wow. In South Africa, it's about 1 in 15 men are going to get prostate cancer, and especially in the black communities, and many of them will present late with spread, metastasize, and will die from their cancer. So it is very diverse. Another thing that astounds me, and you had a little, het 'n insettel gehad oor measles. Yes. Ja. So no one died in America from measles in the last 15 years until recently, right? A lot of that has to do with people, let's say anti-vax movement to people not being interested. Folks, check this out. There's a population in Japan where every man and woman has had a human papilloma virus vaccine. Why is that important? One of the main causes of death in women, especially in South Africa, is cervical cancer. Ja. What is one of the main causes of cervical cancer? Human papilloma virus. And it's one of the most commonly transmitted STDs, especially at universities, right? So if you were to make sure that it's one of the projects I've been involved with in Johannesburg, and I'm very proud of it. Our company, International SOS, we partner with global companies. So over 9,000 companies in 90 countries, 2/3 of the Fortune 500, supporting these multinationals in looking after their workforce. And in Johannesburg, one of the main drives was to make sure that every woman and or man that wanted it got an HPV vaccine. And what we're expecting to see will be the same as in Japan. Cervical cancer in some parts of Japan, you don't see it. You just don't see it. And that's amazing.
Dis baie interessant, daar's soveel faktore wat kan lei tot kanker nie. Ja. Daar's soveel wat die carcinogenics en daar's soveel dinge. Waarvoor moet ons uitkyk as mans? Wat is net so 'n paar vinnige punte wat sê, luister, wees bewus van die, wees bewus van daai. Kyk nie gesondheid op hierdie vlakke. Wat se tips het jy vir ons? Nee, great. Eerste tip, jou familiegeskiedenis. Ja. So my pa was ampie, hy's aan kanker oorlede, so ek is nou baie sensitief oor Die daai. kans is groter vir jou. En in ons familie het ons ook velkanker, melanoom. So ek is wit vir rede. Ek bly uit die son uit. Ja. As ons cricket gaan kyk, dan is ek toe aan Moet my op. goed. So ek is pylmyl en ek het dasprys gedoen want ek wil nie daai ding opdoen nie. Beskerm jouself. So beskerm jouself. Tweedens, vaksines, right? Daar's van hierdie infeksies wat ons opdoen wat wel Helicobacter pylori, maagulkus, Ja. lei ook tot maagkanker. Ja. Okay. Wow. So dis daai tipe ding. Jy wil dit verstaan. Dan mense, ek wil nou nie te veel preek nie, maar kyk, as 'n jong musikant, ek het klassiek geswat toe jazz op UCT. Nou is ons cool. Ons is 25, ons is cool, ons speel groot konserte op stage. Nou elke konsert is 'n sigaar of 'n sigaret en 'n whisky. Ja. Ek het gedink ek is so cool. Toe swat ek medies en op my tweede pneumonie wat ek opgedoen het, want ek straf gerook. Ek het 2 pakke 'n dag uitgerook. Toe ek nou begin sien hoe lyk COPD, hoe lyk longkanker, hoe lyk kolonkanker, al die goedes wat saam met alkohol en rook verbonde is. Laaste sigaret 21 jaar terug. Ek sal af en toe 'n biertjie drink, maar dis net 1 of 2 keer 'n maand, want verstaan, alkohol op sy eie is nie giftig nie. Maar in jou stelsel moet dit afgebreek in 'n ding en sy naam is aldehyde. En dit is 'n gif. En dit beskadig jou Breinselle ook. Breinselle en lei na kanker. Beskerm jouself. Gaan vir 'n toets. As jy vermoed iets is fout, gaan. Wees bewus van jou genetiese agtergrond en jou heritage. En moenie die goed gebruik wat jy weet sleg is vir jou nie. Rook en drank is sleg vir jou. Dit is. Dis wie dit is. Ja. Dr. Chris, dankie. Ons is uit tyd. Ons kon nog lank hier gesels om maar net so 'n bietjie meer te help, maar dankie vir jou tyd en moeite vanmôre en dit was lekker om jou te gesels soos gewoonlik. Stay safe. Baie dankie.